Liewe Vader, ek dank U vir 'n geleentheid om U voor te kan staan en oor te kan dra wat U my geleer het. U is 'n wonderlike God en alle eer en alle lof en alle prys kom U toe. Ek vra dat U hierdie aand sal seën, liewe Vader. Ek vra dat U ons gedagtes vir ons sal instel, sodat ons die wêreld sal sien soos wat U dit sien. Ek vra dat U my woorde sal lei, dat hulle in orde sal uitkom en dat elkeen sal verstaan wat U wil sê. Nie net elkeen wat hier sit nie, liewe Vader, maar ek en kluis. U is 'n wonderlike God en ek vra dat U hierdie geleentheid in ons sal seën in Jesus naam. Amen. Okay, so wie kan onthou van laasweek Woensdag? Kan ek julle vra? Julle sal onthou, laasweek Woensdag het ek begin met die 4 W's en ek het die grondslag gestel of 'n voorbeeld gebruik van 'n kort kursus wat ek op 'n stadium bygewoon het. En so 'n vinnige opsomming voor ek wegtrek, die 4 W's het ek gesê tot wie of dan nou tot wie nie bid ons, en ek het gesê ons bid tot God toe en ons bid deur Jesus. Wat en wat nie, jy sê natuurlik nie dieselfde rympie oor en oor nie. Bid sy wil, waar en waar nie. Ons bid agter 'n toedeur en ons staan nie op 'n straathoek in bid nie. Wanneer en wanneer nie is soos wat ek nou gebid het, laat die liewe Vader jou gedagtes instel. En jy bid ek wil nie sê jy bid nie wanneer jy ongehoorsaam is nie, maar jy gaan maar 'n bietjie sukkel daarmee wanneer jy ongehoorsaam is. Could you understand me last weekend? Of last Wednesday? Great. Good. Okay. So julle sal ook onthou ek het prentjies geteken, né? Nee? Wie het gehou van die prentjies geteken in julle gedagtes? Wie is prentjie mense as ek mag vra? Ja, meeste. Die res van julle sal nou nog prentjie mense raak. Wonderlik. So ek wil intree met 'n getuienis van die naweek by die Mighty Men. En dit gaan maar oor gehoorsaamheid, maar dit gaan ook oor die prentjie. So saam met my sien hierdie prentjie in julle gedagtes. So Vrydag aand is ons almal deur en praise and worship is deur die dak. Ek wil amper sê dis seker, as dit nie die beste is nie, seker ten minste een van die 2 bestes wat ek nog bygewoon het. En die een waarmee ek het vergelyk is in die stadion in die Kaap met, ek weet nie, 10,000 mense, ek kan nie meer onthou hoeveel daar was nie. So redelik goed. En mooi aand gewees, paar dinge het gebeur. En Saterdagoggend staan ons weer op dieselfde plek. En dieselfde ou sing. En ek kom agter, ek's besig om 'n vergelyking te maak, want dit voel nie vir my soos gisterand nie. Weet jy vir hoe dit gevoel het nie, maar dit voel vir my asof hoe die gestaansie baar gestel en vanoggend is dit ons kom nie daar nie. En later kom ek agter, hoorie, nou begin ek hier binnekant by myself kyk. En ek kom agter, o gata, hier staan ek. Ons het sulke rooi ER24 reflektorbaadjies gehad, so almal kon sien wie ons is. Dis nou ons ouens wat nou bedien het. En hier staan ek en ek besef, ek het nie vanoggend gebid nie. Ek het nie vanoggend of ordentlik gebid nie. Ek het nie vanoggend Bybel gelees nie. Ek het nie gisterand Bybel gelees nie. Ek het nie gisterand gebid nie. Soos my routine is nou nie. En hier staan ek en ek is veronderstel om mense te bedien, maar ek het nie my deel gedoen nie. Jesus, en ek voel sleg. En heel eers kom die skrif by my op, blessed are the poor in spirit, waar Jesus gesê het, wanneer ons swak is, dan half tree ons terug en ons gee 'n geleentheid vir hom om sy deel te bring, sy gedeelte te doen. Anders staan ons in die pad. En maar dit bly by my en ek vra om vergifnis en ek begin sommer te bid en so gaan dit aan en praise and worship weer, maar dit maak so. Een oomblik hoog, ander oomblik laag. So gaan dit. Maar terwyl ek besig is, kry ek so 'n gevoel van so asof ek getrek word hier na die een kant toe. En vlees hier in my kop sê vir my, nee, maar ek moet maar myself verskoon en na agter in 'n hoekie gaan sit en my Bybel lees en bid, so asof ek myself wil geregtig verklaar. En baie keer doen ons dit.
nê? En ek besef toe nee, maar dis nou vlees wat dit nou veroorsaak. En ek staan, maar ek bly nog steeds getrek, nog steeds hierdie gevoel, ek word getrek na die een kant toe. En in praise and worship besluit, okay, nee, is 100%, ek begin te draai, en ek stap weg, en ek gaan staan nou, van julle wat nou daar was, of dalk video's gesien het, of hoe ook al, die stage was al van die middel van die tent, aan die een sy, en die res van die mense het nou in die lengte van die tent af, het hulle gesit en almal het daai kant toe gekyk. En ek het so op half op regterkant gesit en ek besluit nee, maar ek gaan omstap en ek gaan staan agter as jy die mense nou so sien, ek gaan staan agter die mense, in na die laaste ry. En ek staan daar nou bid ek en ek sing weer saam en hoe ook al, maar dit is weer so. En ek raak weer rustig en die volgende oomblik sê die Heilige Gees my, klim op die stoel. En ek klim op die stoel. Nou van tevore sou ek net so 'n bietjie gehuiwer het, julle het nou laaste gehoor van my proskeneu faal hiervoor, maar en ek klim op die stoel. En toe ek op die stoel klim, nou is dit weer hierdie storie. Praise and worship, en dan voel ek nie, iets is nie reg nie. Dan praise and worship ek weer, dan bid ek, en so gaan ek aan, en die volgende oomblik kom ek agter, nee. En ek staan terug en ek vra, Here, wat wil U doen? Hoekom staan ek hier op die stoel? Wat is die doel? En al die mense kyk nou almal daai kant toe, ek kyk nou hier van die kant af. En ek begin mense raak te sien rondom my. Daar's iemand wat in gebed is, en daar's iemand wat glad nie fokus nie, en daar's iemand so, en hoe ook al. En my fokus word getrek op 'n jong ouetjie, wat 'n oomblik het, ek kan sommer aanvoel, hy ken nie die Here, en hy's besig met die Here. Maar my aandag word op hom getrek. En ek vra vir die Heilige Gees, maar wat moet ek doen? Hy sê, gaan bid net vir hom. Vra vir hom waarvoor, en gaan bid net vir hom. En ek gaan na hom toe, en ek stap net op daai stadium, as die praise and worship is besig om klaar te maak, en ek gaan hurk nog so by hom, want almal staan, dit help nou nie, ek staan hier soos 'n pilaar hier langs hom, en ek vra hom, hoorie, wat is daar waarvoor ek vir jou kan bid? Steven sê vir my, hy weet nie wat sy bediening is nie. Hy vra vir die Vader, hy luister, maar hy wil graag weet wat is sy bediening. En ek sê van, okay, nee, goed. En ek begin saam met hom te bid, en so voorts. En terwyl ek van bid, kom by my op, die doop. En ek vra van, hoorie, is jy disipel gemaak? Hy sê ja. Ek sê, is jy gedoop? Hy sê ja. Ek sê van, wel, dat is jy in die leerfase. Die leerfase is baie lank, of langer. Van die mense in die Bybel lees, ons het 3 jaar gevat, ander het 40 jaar gevat, voor hulle iets geleer het. En ek sê van, hoorie, maar hy moet geduldig wees. Hy vra van, ja, bid vir my vir geduld. Ek bid vir hom vir geduld. En dit is wonderlik, dan sien jy ouens bewoe, en dis trane, en hoe ook al, 'n regte oomblik. En ek stap daar weg, en sit op my stoel, en maak wat die dienslei vir die oggend, begin praat, en hy sê, hulle kom van Durban af, hy het sy kinders gevat daarna, Voelpark toe of 'n ding, en lang storie kort, een van die ouens begin hulle toe nou vertel oor arende. Hy sê, 'n arend kan goed sien, wat ons nie kan sien nie. En dis nou hierdie thermals, of heat waves, of hoe ook al wat hulle nou gebruik. Ons kan dit nie sien nie, nee, maar hulle kan dit sien. Dan vlieg hy tot hy nou hierdie thermal, of in die thermal ingaan, en dan gebruik hy nou hierdie hittegolf, om hom op te vat, en op te vat, en op te vat tot op hoogtes, en hy sweef net, hy klap nie sy vlerke nie, effortless, noem hy nou nogal, nee, is hy op. En as hy daar bo kom, dan kyk hy nou, as hy nou hoog genoeg, dan kyk hy nou af, en dan begin hy sy prooi te sien, 'n dassie of 'n rot, of wat ook al die geval is. Dan weet hy wat om te target, en dan gaan hy nou vir dit. En ek soos, hier staan ek hier voor, effortless, want dit is nie ek nie, vat die Heilige Gees my agtertoe. Hy sê vir my, gaan staan op 'n stoel, sodat ek kan verhewe wees, sodat ek die mense kan sien. Ek sien die mense, die prooi, en hy okay, ek wou seker nie dit gesê het nie, en hy fokus my aandag op Steven, en ek target vir Steven, en daar's 'n oomblik, daar's kontak, en nou
Nou luister ek so 'n stukkie en dan bewonder ek die Heilige Gees. Dan luister ek so 'n stukkie en dit uiteindelik die hele naweek so gegaan. Na die tyd toe mense nou moet vorentoe kom vir bediening en so aan, toe verskoon ek myself en ek gaan roep vir Steven. Ek sê kom gou uit. En ek vra vir Steven, hoorie, weet jy hoe ek by jou gekom? En hy sê vir my, die Heilige Gees het duidelik met jou gepraat. Ek sê, ja, maar kom ek gee vir die detail. En ek vertel hom die storie van hoe ek getrek word na die een kant toe. Eers hoe ek nie Bybel lees nie. En bless daar 'n poor in spirit, en hoe ek getrek word, en hoe ek op die stoel moet gaan staan, en hoe ek mense bekyk het, en hoe ek hom getarget het, en hoe die dinge begin gebeur het. En die man staan daar sonder woorde. En hy het 'n oomblik, want hy besef die Here fokus op daai stadium spesifiek op hom wat Steven is. En bevestig vir hom dat hy hom gehoor het toe hy gebid het. En ek begin met hom te deel oor hoe ek leer en ek teken vir hom prentjies soos wat ek vir julle prentjies teken en vir myself. En hy begin te verstaan en jy kan sien hierdie ding is besig om te maal in sy kop en ek praat later met hom en hy vra vir my of hy sê vir my hy gaan homself nou uit die wegruim, want hy moet hierdie ding moet hy nou gaan deurwerk. Hy moet nou gaan stil raak voor die Here oor dit. Maar prys die Here daarvoor dat hoe hy hierdie prentjie teken en hoe dit iemand anders te aanraak. So ja, alle eer net aan hom. So ek regtig dankbaar vir dit. Dit is nie die eerste keer dat het gebeur het nie. Dit was ook nie die laaste keer vir die naweek nie. Dit nog 'n paar keer daarna gebeur. So en ek glo hoeveel van ons wat daar was het getuienisse. So ek wens ek kan vir julle die res vertel, maar kom ek skop af. Het dit vir julle, mag het vir julle sin? Wonderlik. Kon ek julle prentjie teken? Goed. So vanaand se les gaan oor die opskrif in Matteus 6 wat sê hoe moet ons bid of hoe bid ons? Dis nou ek gebruik soos ek laas veel gesê, ek gebruik oor die algemeen die boodskap se weergawe en daar so hier en daar is daar ten minste opskrif wat sê waaroor dit gaan. So as jy wil, daar's 2 hoofgedeeltes wat ek vanaand gaan gebruik is Matteus 6 vers 9 tot 13 en dan gaan raak ek aan Deuteronomium 28. Die eerste gedeelte. Amen, ja. So hierdie gedeelte in Matteus is 'n riglyn vir ons om te bid. En as ons mooi verstaan waaroor dit gaan, dan kan ons dit gebruik om ons te help in ons gebed. Ek wil amper sê dis al van 'n formaat wat vir ons gegee word om te bid. Voor ek daar gaan, of dan nou eintlik maar die begin van dit, in die Ou Testament het ons gesien hoe heilig hierdie die altaargedeelte was en die heiligste en die allerheiligste en hoe die hoëpriester homself moes gereed gekry het om voor hierdie troon in te kom. En hoe hy skoon moes wees en rein moes wees en sondevry moes wees en al daai dinge voordat hy in hierdie allerhoogste voor die troon kan kom van God. En dit is hoe ons is nou wel in die Nuwe Testament, maar dit is hoe ons gebed met hom ook moet benader. Want dis 'n almagtige God wat ons nader wanneer ons tot hom bid. En sien daai prentjie. Matteus 6 vers 14 is nou raak nou eintlik aan die Ou Testament gedeelte waar gesê het van die heilig en al daai dinge, maar daai hoëpriester moes sondevry gewees het. So hy kon nie met sonde of as hy iets teen iemand gehad het of hoe ook, kon hy nie daarin gaan nie. En vers 14 haal aan en sê as julle ander mense vergewe wanneer hulle iets verkeerd gedoen het, sal julle hemelse Vader julle sonde ook vergeef. Want dis tog hoe ons by hom moet uitkom. Ons moet nie iets hê in ons hart, iets wat ons swaar dra wanneer ons na hom toe kom nie. So sien dit so. Moet egter nie dink God sal julle sondes vergewe as julle nie bereid is om ander mense te vergeef nie. So dan lees ons en dan sê hy, maar dan verduidelik Jesus aan die disippels
hoe om te bid. En dan begin hy nou met hierdie formaat of hierdie voorbeeld van gebed. So die eerste gedeelte vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En verskoon my, ek val so 'n bietjie rond tussen die boodskap in 1953. So as jy dit dalk nou lees en jy sien, maar dis nie wat ek lees nie, dan is dit eintlik maar net in die ander ene. Ek herhaal weer, so moet julle bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou sien jouself nou as hierdie hoëpriester voor God in hierdie, ek tree nou in gebed, ek begin my gebed nou met hom. So, laat my naam geheilig word, of u naam geheilig word, jy moet begin met jou gebed, deur sy naam groot te maak, vir hom te vertel, wie is hy, hoe groot hy is. So gaan 'n paar aanhaal, hy is 'n almagtige God, die koning van alle konings, hy is die skepper, hy is die begin en die einde, die alfa en die omega, hy is 'n raadsman, vredevors, God van vrede, die bron van krag, die bron van liefde, 'n heilige God. Hy is alomteenwoordig. Hy is die koning van die dag en van die nag. Hy slaap nooit. Hy is Yahweh, the Lord, Yeshua, God of salvation, Elohim, God of gods, Adonai, Lord, ruler, die God van Israel, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, die God van my en die God van jou. Want ons kan ons naam ook insit. Hy is my liefling God. So ons nader hom met hierdie agting, ook natuurlik respek, maar ons maak sy naam groot. Die tweede gedeelte, vers 10, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So, wat is sy wil? Ons sê tog, laat sy koninkryk kom, laat sy wil geskied. So, wat is sy wil? En sy wil is geregtigheid, dat ons nie moet las hê nie, vrede en vreugde, totale liefde, 'n totale oorgawe van jouself tot hom, en dat hy jou lei, voorspoed en nie teëspoed nie. En ek gooi so 'n paar woorde in, want ek gaan later aan hulle aanhaal. Dan die gedeelte wat sê, soos in die hemel, so ook op die aarde, verwys na, hy sê eintlik, dit wat jy bind op die aarde sal in die hemel gebind wees. En dit wat jy losmaak op die aarde sal in die hemel los wees. So dit sê eintlik vir jou, wanneer daar vrees is, of wanneer daar angs is, of bitterheid, of swaar kry, of las of hoe ook al, het jy die reg om dit te bind. So bind dit op die aarde, want dan gaan dit gebind wees in die hemel. En ons almal weet, daar gaan nie bitterheid in die hemel wees nie. Dan natuurlik dit losmaak, is, ek sien dit altyd, jy maak op die aarde los, uit die hemel uit. So, totale vryheid maak jy los op die aarde. Voorsiening, liefde, selfbeheersing, gesondheid, hemelse vrede, en so aan. Dit maak ons los in ons, wanneer ons bid, dan maak ons dit los uit die hemel uit. Gee ons vandag ons daaglikse brood, vers 11. Nou dit spreek van, of dit is eintlik maar soos wat ons die materiële goed ken, kos, werk, dak oor ons kop, dit is daai gedeelte, dit verteenwoordig daai brood, maar dit spreek ook van afhanklikheid van God, dat jy heel eers na hom toe gaan, jy vra heel eers vir hom, ek het voeding by u nodig, ek het kos by u nodig, ek het 'n dak op my kop nodig by u, nee, of van u af. So dit spreek van daai gedeelte. En natuurlik die heel eerste persoon wat ons oorgelees het in die Bybel, wat onafhanklik was, of wat probeer onafhanklik was Eva. Die oomblik toe sy gegaan het, en sy het van die boom geëet, vrug gepluk, wat sy nie moes nie, het sy eintlik maar indirek gesê, ek is nou nie meer afhanklik van God nie, ek gaan nou doen wat ek wil, al het God vir haar gesê, sy moet dit nie doen nie.
ek het seker nie nodig om uit te brei waaroor. Dit gaan nie, en ek glo julle gaan met my saamstem, dat dit wat Eva gedoen het, was ongehoorsaam. Nee, dit was ongehoorsaamheid. OK, ons bly julle stem saam met my. Hierdie is natuurlik ook 'n petisie. So wanneer ek vir God vra vergee my daaglikse brood, dan lê ek voor aan hom, of ek kom vra vir hom, ek kom pleit by hom vir daai kos, vir daai voeding. Jy kan dit natuurlik nou op 'n hele ander manier ook sien, dit baie opblaas as dit kom by daai petisie gedeelte. En nou, wanneer ons almal weet tog, as ons moet eet, onthou ek het nou begin om te sê, dis 'n fisiese, nee, dis 'n materiële ding. So as ek nou vanaand by die huis kom en ek wil eet, van waar af het daai kos gekom? Ek het dit wel by die winkel gekoop, maar op 'n stadium het 'n boer 'n diep hand gehad in wat op ons tafels is. Die piesangs of die hoe ook al, of die appel, of wat ook al dit die geval is, wat ook aan ons eet, word verbou iewers. Nee? Dit kom uit die grond uit. So nou wil ek Deuteronomium 28 begin aanhaal. So, voorspoed, as ons daai eerste 14 odd verse gaan lees, dan praat daai stuk van voorspoed, en dan sê hy dan, as jy dit gaan opsom, dan praat hy van, vir ons om voorspoed te hê, moet ons gehoorsaam wees, ons moet luister en doen wat hy vra, en ons moet net een God dien. So julle het nou saam met my gestem, dat dit ongehoorsaam was, dat Eva onafhanklik was, of wou wees toe sy nou daai vrug geëet het. So, dis ook, en dis ook om, ek wil nou begin vat aan die gehoorsame gedeelte, sodat ek voorspoed kan verduidelik. So vers 3, Deuteronomium 28, hy sal jou voorspoedig maak, as jy in die stad bly, of op die platteland boer. Nou, daai vrug of daai kos wat ons eet, kom van die plaas af. Hy sal jou baie kinders gee, en jou landerye sal elke jaar groot oeste hê. Natuurlik, daar moet oes wees, vir ons om te eet. Jou mandjies, waarmee jy die oes insamel, sal elke jaar oorloop, van al die vrug wat die Here jou sal gee. Hy sal sorg dat jy meer brood het, as wat jy kan eet. Nou dis oorvloed. Dis nie, ek het net genoeg nie, dis oorvloed. Voorspoed. Dan vers 8, ek skiep net so 'n stukkie, want ek wil nou by die boer bly. Hy sal jou voorspoedig maak in alles wat jy doen. Jy sal nie genoeg skure hê om alles op te gaar wat hy jou gaan gee nie. Die Here jou God sal jou voorspoedig maak in die land wat hy vir jou gegee het. Vers 12. Die Here sal vir julle reën gee elke keer as julle dit nodig het. Waar hy bly, is daar baie skatte. En hy sal sy skatte vir julle gee. Hy sal julle voorspoedig maak in alles wat julle doen. En dan 'n interessante stukkie. Julle sal vir baie nasies leen, maar julle sal nie nodig hê om by enige iemand iets te leen nie. Nou, ek hou daarvan om 'n ding nie net uitmekaar te trek nie, maar ook om te draai. So nou gaan ek en ek gaan kyk, en ek glo julle kan daai vraag nou vir my beantwoord, maar waar leen Suid-Afrika geld? Het ons genoeg geld in Suid-Afrika om ander mense te leen, of leen Suid-Afrika geld? Leen ons geld. So wat sê dit? Is ons gehoorsaam of ongehoorsaam? Het ons voorspoed of het ons teëspoed? So, okay, kom ons bly daar. of gaan nie eerder nie daar nie. So, ja, dit is, daai sê nogal baie. Dan die volgende gedeelte in die gebed. Vergeef ons skulde, soos wat ons skuldenaars vergewe. Nou, julle sal nou weet, of onthou, laas Woensdag het ek Matteus 18 aangehaal, en ek het vir julle die gelykenis vertel van die man wat ek hom geld geskuld het aan die koning. En
koning het sy skuld vir hom afgeskryf, het blykbaar so baie geskuld, dat daar's geen manier dat hy dit kon terugbetaal nie. En die koning het hom afgeskryf, en toe hy buitekant die tempel kom, toe loop hy iemand raak wat vir hom geld geskuld het. 'n Baie kleiner waarde. En hy skryp toe die ou een kant, en hy vra hom, wanneer betaal jy vir my? En dit is nou al so lank, en hoe ook al. En die koningse mense sien dit, en hulle gryp die man, hulle vat hom terug na die koning toe. En in Matteus 18 vers 34, sê die koning was so kwaad, dat hy die amptenaar daar en dan in die tronk toegestuur het, waar hy gemartel is. Na vers 35 sê, en so maak God met jou, wanneer jy nie kan vergewe nie. Nou, soos ons almal weet, dis ongehoorsaam, as jy nie gaan vergewe nie. En as jy gaan vergewe, is dit gehoorsaam. En ek het nou vir julle 'n voorsmaakie gegee van die gehoorsame gedeelte, die voorspoed. So doen jouself die guns en gaan lees die eerste 14 verse, 14 of 15 verse van Deuteronomium 28. 14 verse. En dan gaan kyk jy wat is voorspoed. En as jy nou genoeg moed by mekaar geskraap het, dan gaan lees jy nou die volgende lot. Die volgende lot gaan oor teespoed of dan 'n ongehoorsaamheid. En hy hou aan tot binne die Deuteronomium 29 toe. En ek wil nie regtig te veel aanhaal nie, maar daar's baie grafiese goed wat daar verduidelik word. As jy dink in die Bybel is daar nie grafiese goed nie, daar is nou nogal. Ja, ek wil nou nie regtig nou daar gaan nie. So, dink jy nou net vir jouself, God het sy enigste seun gestuur om vir ons sondes te kom sterf. Iets wat Jesus niks mee te doen gehad het nie. Dis nie sy sondes gewees nie. En wanneer ek nie kan vergewe nie, dan sê ek eintlik, dit was te vergeefs gewees. Ek het dit nie nodig nie. Ek het nie nodig wat Jesus gedoen het nie. Want imagine hoe het God gevoel in dit. En hoe voel hy wanneer jy sê, ek het nie jou seun nodig wat vir my gesterf het nie. Want dit is eintlik wat jy doen, want jy kies dan nou, om nie sy vergifnis wat hy vir jou het, te aanvaar nie. Ek dink vanaand gaan ek 'n bietjie vinniger deur my notas. Verstaan julle? Is daar julle vrae so ver? Nee, maak dit sin? Vul ek daai gaps in wat ek gesê het ek gaan los? Wonderlik. Vers 15 van Matteus 6, moet egter nie dink, God sal julle sondes vergewe, as julle nie bereid is om ander mense te vergewe nie. Soos ek genoem het, dis nou waar, dit spreek van gehoorsaamheid as ons vergewe, dit spreek van deel van die 10 gebooie. En nou wil ek oorgaan na die ongehoorsaamheid gedeelte. Dis nou Deuteronomium 28 vanaf vers 15. En dis interessant, as jy die twee sou vat, die eerste gedeelte en die tweede gedeelte, en jy draai die eerste gedeelte om, dan kom jy by die tweede gedeelte uit. So die tweede gedeelte vanaf vers 15, Deuteronomium 28, as jy weier om te doen wat die Here jou beveel, sal die teëspoed jou tref. Jy sal probleme sal jou oorweldig. Dit sal sleg met jou gaan as jy in die stad bly of op die platteland boer. Dis interessant, dis net so. Om 'n keer van die een van die ander. Vers 17, jou mandjie sal leeg wees as jy die oes moet inbring, omdat daar geen vrug sal wees om te oes nie. Jou broodblik sal dol leeg wees. Jy sal niks hê om te eet nie. Vers 18, jy sal ook min kinders hê, en jou landerye sal nie oes hê nie. Jou skape sal nie lammers hê nie, jou beeste sal nie kalwers hê nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie by die teëspoed gedeelte wees nie. Ek wil nie by die ongehoorsaamheid gedeelte wees nie. As jy nou 'n bietjie verder gaan, en jy lees nou 'n bietjie later in Deuteronomium 28, en ek miskien in die begin van 29, en kom ek teken maar nou vir julle daai grafiese prentjie. Op 'n stadium praat dit van, jy lees nou van honger. Teken dit 'n prentjie van die maas
Daar sal so 'n hongersnood wees. Die maas sal hulle nageboorte wegsteek om later te eet. Nou, dit is baie grafies. Dit spreek van nie net 'n honger as ek vandag niks geëet het nie. Dit spreek van 'n honger wat ons nie ken nie. En ongehoorsaamheid, of dan nou teëspoed. Ek delete maar daai prentjie as julle nie daarvan hou nie, maar ek moes dit ongelukkig daarin gooi. So, dink jy as jy ongehoorsaam is, dat wanneer jy hierdie pleitgebed voor God gaan lê en vir hom vra om vir jou te voed, kos te gee, dak oor jou kop te sit, dink jy dat wanneer jy ongehoorsaam is, gaan die liewe Vader met gespitste ore na jou gebed luister? Wanneer jy tegnies gesproke eintlik gesê het, ek het nie Jesus nodig nie. Hy het vir iemand anders te gesterf, nie vir my nie. So, dit is nou nogal, sorry, ek wil nie daar wees nie. Jesus moes tog gemartel gewees het namens ons. En interessant, hy was gehoorsaam gewees. Want hy het gedoen wat God gevra het om te doen. Wat God gestuur het, ek dink nie ons sal ooit kan verstaan wat regtig daar gebeur het en hoe baie hy vir ons gedoen het nie. Dan terug by Matteus 6, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Ek haal dit nou die tweede keer aan. Maar hierdie gedeelte kan ook wees dat daar's dalk mense wat nie vir die vergifnisgedeelte verstaan nie. Of wat dalk al dood is. Iemand wat iets teen iemand gehad het wat dalk al dood is. Iemand wat iets teen jou gehad het wat nou al oorlede is. So, julle almal ken die skrif wat sê, of dan nou eintlik maar Jesus toe uit in die kruis gehang het gesê, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou net so kan jy intree in gebed en by die Here pleit en vra, vergewe vir Pietie, hy weet nie wat hy doen nie. Want hy nog nie besef dat dit is eintlik wat Jesus vir hom kom doen het nie. So, ja, dis 'n saak tussen hom en God, maar ek kan wel as pleit hier van die kant af inkom en vra, liewe Vader, vergewe tog vir Pietie. Hy het nie geweet wat hy doen nie. Jy kan maar altyd kante toe, dit gaan seker nie 'n verskil maak as iemand dood is nie. Dit is verby. Maar ek moet ook kan vergewe. Ek moet myself ook kan vergewe. So, ja. Dan vers 13 van Matteus 6. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Nou ons almal weet dat God is nie die een wat ons versoek. Nee, die duiwel is die een wat ons versoek. Hy is die vyand. So, die gedeelte spreek van strikke wat die vyand kom stel, waarin ons trap. So, ek gaan nou vir julle so 'n paar prentjies teken weer. Die eerste ene, jy word genooi na 'n Saterdag aan braai, saam met 'n klomp broers en susters, soos julle. En dit is lekker, ons moet fellowship met mekaar. En die druiwesap raak later hierdie donker sappies. En dit gaan 'n bietjie ver. En môreoggend op 'n Sondagoggend sit jy in die kerk en jy's lekker babbelas. En die duiwel sit te lag vir jou. So goeie intensie in die begin, die fellowship tussen broers en susters, almal wat mekaar ken, almal saam in die kerk, almal is gelowiges. En dan kom hy en dan kom stel hy daai stryk. En jy trap in die stryk en môreoggend sit te lag hy vir jou. Die ander ene, en ek dink baie keer gebeur dit in ons alledaagse lewe. Ek kan baie maklik besluit, wel, ek het ophou drink, so ek
hoekom wil ek nou na 'n braai toe gaan waar daar mense is wat kuier, of as iemand dan of mense aanbied, ek stel nie belang nie, né? So ek bly daar weg. Maar baie keer dan vorder in ons bediening en ons geloof en hoe ook al, en dan sien ons, hoorie, maar hier is iemand wat sukkel, of wat ook al die geval is. En ons begin ons aandag vestig aan daai persoon, en ons besef, hoorie, dis tog wat Jesus sou gedoen het. So ek vestig my aandag, en ek spandeer my tyd met die persoon, en ek help hom op, en ek bid vir hom, en ek stap 'n pad met hom, net om nie 'n deurbraak te kry nie. So dis 'n goeie idee om die persoon te help, maar die duiwel hou jou besig, en die mense wat die Heilige Gees gereed gekry het, gaan jou verby. Want die Heilige Gees het gekom en hy het mense kom aanraak en gereed gekry vir jou om te gaan bedien, want jy het jouself besig gehou, deur die duiwel natuurlik, met iemand wat ook bediening nodig het, maar is nog nie sy tyd nie. So, dis 'n struik. Ja, ons dink nie altyd so nie. So, dis hoekom ek vra gereeld, vir Vader, stel my oë in, sodat ek die wêreld kan sien, soos wat U dit sien. Want dan gaan jy gaan bedien, of hoe ook al, dan gaan jy vinnig agterkom, hoorie, die duiwel is besig hier met 'n streek. Daar's ander mense wat bedien, dus ek moet aanbeweeg. OK. En dan 'n ander een is so 'n bietjie meer ernstig. So kom ek gaan probeer aflees, want so ek sien jy in julle kop die prentjie. Ek dink meeste van julle het al 'n redelike pad geloop, so jy sal baie vinnig die prentjie kan sien. Jy bid tot God, spandeer tyd met hom. Jy's deel van die liggaam en jy voel goed. Geloof word gebou en jy sien die vrug rondom jou. Die volgende oomblik begin jy leer van God se engele en jy, soos meeste mense maar doen, begin videoetjies kyk en allerlei sulke dinge. Jou gebedspatroon verander. In aanhalingstekens. Ek stuur engele om my broer te gaan oppas. Ek plaas engele voor die vensters, sodat die duiwel nie kan insien nie. So verander jou nou gebed nou, né? So steur jy, en so jy dink is nou 'n goeie ding, dis God se engele, né? Dis beskerming wanneer ek daar engele neersit. Iemand het beskerming neersit, ek stuur 'n engel na my broer toe. Maar dis nie my weermag nie. Dis God se weermag. Dis sy reg en plek om daai engele opdrag te gee, nie myne en joune nie. As ek sê ek is 'n kind van God, en jy is, en jy is, en jy is, en ons almal dink, maar ons kan engele rondorder, wat se chaos gaan in daai kamp wees? Jy gaan nooit nêrens kom, en nie net dit nie. Wat dink julle, hoe gaan hierdie, wat is 'n groot woord, nie 'n sersant nie, korporaal, of hierdie leermeester van hierdie engele, van hierdie weermag van engele, hoe gaan hy voel, as hy 'n klomp niks werte is, wat sy engele rondstuur om dinge te gaan doen nie? En daar begin jy, ek wil amper sê, jy begin op tone te trap. So dis 'n struik. Jy vorder in jou geloof, jy vorder in jou gebed, en jy begin dinge te leer, want dit is tog wat ons almal doen, dit is tog waartoe ons op pad is. En dan kom hierdie dingetjie hier van die kant af oor hierdie engele gedeelte, wat meeste van die kere maar 'n onbekende is. En ons begin opdragte uit te voer, of te hoe ook al, wat nie reg is nie. Ek kan nou begin enige tyd. Dis nie verkeerd nie, want daar's 'n verskil. Ek gaan nou 'n bietjie later gaan ek daarin, want jy het nou mooi begin om te sê dat jy bid en jy vra. Daar's 'n verskil tussen vra en sê. En dit wat jy doen is vra. En geloof toon jy, want jy het gevra, jy's gehoorsaam, so hy gaan vir jou luister. So in geloof sê jy, dankie liewe Vader dat die engele rondom die persoon is. Laas jaar 2023 by die Mighty Men, die eerste een van Mosselbaai, kom 'n ou na my toe die Vrydag aand. En
hy begin met my te praat en hy het uit sy vrou uit, 'n goeie werk gehad, uit sy vrou uit sy kinders uit. En nie werk gehad nie en die wens het hy weer begin werk, maar hy voel swak, hy voel baie swak. En hy voel alles is teen hom en die werk wat hy doen is nie wat hy voorgeleer het nie en hy het nie genoeg geld om sy huur te betaal nie en sy kinders bly nie by hom nie, hy sien nie sy kinders nie en hy begin uit te pak by my. En nou vra ek die Heilige Gees, hoorie maar, wat is die tekort hierso? Waar is die probleem? Hoe het dit ingekruip? Want alles wat hy vir my sê, is goed. Hy is by die kerk betrokke en die pastore by die kerk het al vir hom gebid, het al bevryding deurgegaan en al die goedertjies. Maar hy kry net nie hierdie wegtrek nie. Hy kry nie hierdie voorspoed wat ons van lees nie. En hy sê vir my dat hy is baie kwaad vir die pastore by sy kerk, want toe hy nou begin kleitrap het en so aan, toe het hulle hom nie bygestaan nie. Niemand het vir hom kom kuier of kom inloer of hy okay is of 'n pad met hom begin stap of niks van daardie nie. Hy is kwaad vir hulle. En dit is mos maar 'n algemene ding. Maar hy noem toe en hy sê maar die ouens toe die pastore toe hulle sy bevryding gedoen het, toe hulle die engele opdrag gegee om hom te beskerm en sê toe vir hom dat wanneer jy in die nag wakker word en in daai geval en hy sê dit het gebeur waar hy wakker word in die middel van die nag en is bekommerd oor sy kinders, want sy kinders is nou onder die dak van 'n man wat nie getroud is met sy eksvrou nie en hy's bang daar word dinge gebeur goeders en dan gee hy die engele opdrag na hy die pastore vir hom gelei het daarin gesê het jy mag dit doen, dan gee hy opdrag aan God se engele om hulle te gaan beskerm in die vier hoeke van die kamer te gaan staan en allerlei sulke dingetjies. En ek sê vir hom, geen wonder, daar's nie voorspoed nie. Daar's net teëspoed die hele tyd. Want dit kan nie so werk nie. Hy sê, ja, maar ek is dan nou bo die engele. Ek sê, okay, ek kan jou nie daar antwoord nie. Maar as dit so is, en ander kan seker maar ons help daarmee of jy eendag bo die engele gaan wees of nie. Maar dit het niks te doen met die gesag wat jy het oor die engele nie, of dat God dan nou eweslik terugtree en jy het dan nou eweslik beheer oor die engele nie. Dit werk ons nie so nie. In elk geval, die gesprek gaan aan, maar ek sien dit heeltyd hierdie muur en hy loop net die vas teen hierdie muur die hele tyd. En die aand gaan aan en dit raak later so laat hulle tot die tent se ligte afgesit. En hy begin my vertel van 'n ander pastoor wat hy nou begin sien het in Hermanus of hoe ook al die ou kom van die Kaap af. En wat hy begin sien het en die ou het hom eventually gelei tot op die plek waar hy bevryding gedoen het. En hy sê toe nogal en nou haal hy aan die gebed wat die ou vir hom gebid het en al sulke dinge afsluitgebed. En hy sê en hy vra dat die Here sy engele moet stuur om hom te beskerm. En ek sê, aha, daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen vra en sê. Ongelukkig vir hom op daai oomblik was hy redelik geraggat en hy kon nie verby dit sien nie. Maar dit is deel van daai muur wat hy gebou het. En uiteindelik, weer eens, wat dink julle maak God wanneer jy sy engele wil rondorder? Hy gaan nie baie daarvan hou nie. Nou, dis sy weermag. Dis hierdie geveg, nie tussen vlees nie, maar in die gees. En hy gebruik die engele daarvoor en nou wil jy kom orders gee, die kant toe, daai kant toe, so en toe, doen dit, hoe ook al. Dit werk nie so nie, ongelukkig nie. Enige vrae nog as dit kom by dit? Okay, het ek julle bang gemaak? Goed. Dan Matteus 6 vers, ongenigtig, ek het nie eens 'n versie neergeskryf nie. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. En so sluit ons af, maar ons sluit af soos wat ons begin het. Nou in die begin ek vir julle gesê, ons nader sy troonkamer, buigend, ons maak sy naam groot, so gaan ons buigend, tree ons terug van hom af, wanneer ons gebed beëindig. Sien hom as hierdie hoofregter, wat jy met eer en respek hanteer. Ek moet sê, ek was nog nie in die hof gewees nie, maar ek het om myself altyd gewonder, hoe kry die mense dit reg om te sê, my Lord, vir 'n mens, of sulke dinge, dis half snaaks. Ons weet, dis nou met 'n klein L, maar ja, dis nogal
nogal snaaks. Ek is nou weer terug by Deuteronomium 28 vers 14 en daai gedeelte sluit dan nou af. En dit is interessant waarmee hy afsluit. Hy sê, wees baie versigtig dat julle niks nalat wat die Here wil hê julle moet doen nie. Wees veral versigtig om nie voor ander gode te buig nie. Nou jy tree nou uit daai regskamer uit, buigend voor God, né? Soos wat jy daar ingekom het. Maar hy sê daar, en baie keer moet ons lees, ja, wat is daai strongs wat hulle van praat, né? So nou koppel hulle 'n gewig aan 'n woord. Nou as ek nou moet sê, daai gedeeltetjie, vers 14, wat sê, moenie voor ander buig nie, dra 'n baie swaarder gewig, want dit is deel van die 10 gebooie. So daar's klem op hierdie vers, om te sê, moenie voor ander gode buig nie. Matteus 6 vers 24, niemand kan kan vir twee baase werk nie. Jy sal loyaal teenoor een wees en 'n ander afskeep. Moet daarom nie eens daaraan dink om God en die geldgod te probeer dien nie. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. En ek dink in die volgende les, as ek dit mis dit nie, raak ek aan die nie verskillende, gaan voorbeelde gee van gode. Geldgod ken ons, Mammon ken ons ken daai naam. Maar wanneer ek tyd kies om in die gym te gaan wees en nie die Bybel te lees nie, of in 'n gebed te wees nie, of ek kies om my liggaam op te bou, as ek dit nou kan gebruik, om my liggaam op te bou, want ek wil mooi lyk en presentable lyk vir ander mense. So, dan wil ek al God se plek vat. Hy kom nie kom binnekant werk en dit moet uitstraal na die ander toe, maar ek wil dit nou self kom doen. So ek maak eintlik van my liggaam 'n afgod. So daar's baie keer dink ons aan hierdie oppervlakkige goed of algemene goed eerder, maar ons mis al die ander dinge. So ek gaan probeer met die volgende les om miskien net die prentjie te teken oor dit. Ons moet 'n bietjie meer sensitief wees oor wat afgode in ons lewens is. En dan natuurlik die laaste gedeelte van Matteus 6 sluit ons af met 'n amen. Nou amen, soos julle almal weet, beteken laat dit so wees, of so sal dit wees. En ons spreek dit eintlik, né? Ons bid, ons vra in geloof en ons spreek en ons sê so sal dit wees. Ons sluit natuurlik ook nou hierdie gebed af in afhanklikheid van hom, maar in geloof van hom, dat dit wat ons kom bid het, hoor hy. En dan hoop ons, hy verhoor ons gebed, want daar's 'n verskil tussen die twee. En dan as jy nou ek het dit nou genoem, dis nou Matteus 6, waar die gebed beskryf word, die Onse Vader, vers 9 tot 13. Maar dan net vers 14, wat nou volg na die amen, ons nou klaar met die gebed, weer iets wat ek nou so 'n bietjie gewig kan aankoppel as ek moet. As julle ander mense vergewe, wanneer hulle iets verkeerds teen julle gedoen het, sal julle hemelse Vader julle sondes ook vergewe. Moet egter nie dink dat God julle sondes sal vergewe of bereid sal wees as julle nie ander se sondes vergewe nie. Soos weer eens, hy klem sit hy op hierdie ding van, jy moet vergewe. Ek dink ek het met die vorige les ook baie aan dit geraak, as ek kom met die vergifnis. Weer eens, jy kies dan nou eintlik maar om nie te aanvaar wat Jesus doen het nie.